Aanbiddelike God, ons staan in verwondering voor U. Want Here, na die sondeval van Adam en Eva, kon U die mensdom eenvoudig net laat gaan het. U is nie afhanklik van ons nie. U is nie soos afgode wat nodig het dat mense U moet erkenning gee sodat U 'n God kan wees nie. Inteendeel, U is die ewige God. U was van altyd af en U sal tot in alle ewigheid wees. U is ook die algenoegsame God. U is totaal vervuld in Uself. U is van niks en niemand anders afhanklik nie, want U is volledig God. En tog, Here, in U gans andere grootheid en heiligheid, is U ook 'n God van liefde. En U het gebroke mense aanskou, wat doelloos rondswerf, omdat hulle verhouding met U stukkend geword het. Sinloos was al bestaan. En in U drie enige raad van wysheid het U gekies om die ondenkbare, onberekenbare plan vir ons as mens, U reddingsplan aan ons bekend te stel. En Heilige God, ons buig diep voor U vanoggend. Wanneer hierdie naweek ons gehelp het om opnuut te gaan nadink en te besin oor die onpeilbare dieptes van U wysheid. Die onpeilbare dieptes en grootheid van U onvoorwaardelike liefde. Van 'n algenoegsame God wat kies om Jesus Christus die Here te offer ter wille van ons. Dat hy soveel omgee, soveel moeite sou doen, so duur prys sou betaal ter wille van 'n verlore mensdom. Dis ondenkbaar, Here. Ons ken nie so iets nie. Maar dankie dat in ons ontmoeting met U as die lewende, liefdevolle God 'n hele nuwe wêreld vir ons oopgebreek het. En wat 'n voorreg om dit hierdie naweek te kon vier as U geloofsfamilie. Dankie vir pragtige liedere en musiek en musiekbegeleiding waarmee ons vanoggend op verskillende maniere kon nadink, kon bely, in vreugde kon sing, 'n verwondering voor U kan wees, dat ons net in U arms van liefde kan wees vandag, waar U ons styf teen die bors vasdruk. En ons weet U is ons Here. Dat ons in ons harte kan neem wat U vir ons vanoggend mee gegroet het. Ons is skoon gewastes, heilige kinders van God. Vrygespreekte kinders. Daar's niks wat U meer teen ons hou nie. Daar's niks wat ons intieme verhouding met U kan skaad nie. Dankie vir hierdie intieme nabye liefde wat ons met U kan beleef. Here, daar's niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as U nie. Dis vir ons goed om naby U te wees. En so bid ons, Here, dat die woord wat U vir ons opgeteken het, die verhaal wat vertel dat U waarlik opgestaan het, dat daardie woord ook vanmôre lewend en kragtig in ons elkeen sal werk. Heilige Gees, dankie dat U die waarmaker van hierdie woord is, wat U self geïnspireer het. En ek glo elkeen van ons wat hier sit, Here, het 'n smagting in ons hart om te ervaar hoe U vanoggend een boodskap stuur, maar in elkeen van ons se hart dit op 'n unieke manier toepas. U is groot, Here. Eintlik het ons nie genoeg woorde om U te beskryf nie. Maar ons wil U eer, ons wil al ons lof aan U bring, en ons wil in verwondering voor U sit en sê, Here, hier is ek. Werk ook vanoggend met my,
soos wat U beplan het. Amen. Geliefdes, Johannes 20 vertel hierdie pragtige verhaal van die opstanding. In vers 1 begin die teks wat sê, die sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was Maria Magdalene by die graf. En het sien dat die klip van die graf al weggerol is. En dan gaan sien sy die disippels, en hulle kom kyk, en dan vers 11 ons teksgedeelte. Maar Maria het buite by die graf bly staan en huil. En terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf te kyk. Toe sien sy 2 engele met wit klere aan, daar sit waar die liggaam van Jesus gelê het. Een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar, mevrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggevat het en ek nie weet waar hulle hom nou begrawe het nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan, maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra haar toe, mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? Sy het gedink dit is die tuinopsigter en sy het vir hom gesê, meneer, as u hom weggevat het, sê vir my waar u hom begrawe het en ek sal hom gaan haal. Jesus het vir haar gesê, Mariam. Sy draai na hom toe en sê in Hebreëus vir hom, Rabboni, dit beteken leermeester. Jesus sê toe vir haar, moet my nie vashou nie, want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie. Maar gaan na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is. Maria Magdalena het toe vir die disippels gaan sê, ek het die Here gesien, en sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Ons fokus is natuurlik vers 18 waar Maria sê, ek het die Here gesien. Een baie bekende skrywer en spreekster van ons land het my haar verhaal vertel wat ek nou met julle gaan deel. Sy is op pad na 'n groot maatskappy waar sy opleiding moet gaan doen in die stad. En sy het by die regte straatblok aangekom, maar kan nie die maatskappy se ingang vind nie. Dit is nou 6 minute voordat sy moet begin met haar opleidingssessie, en sy is al 2 keer om die blok, en sy kan nie die regte ingang vind nie. En toe sy nog 'n keer om die blok ry en by die robotstop, sien sy 'n hawelose egpaar wat langs die robot staan. Sy laat sak haar venster en sê, "Hi, weet julle dalk waar hierdie maatskappy is?" Sy sien hoe die man se hand opkom en agter sy vrou se rug haar aanraak. Asof hy eenheid met haar vorm. En hy sê vir die spreekster, hier waar ons lewe, groet ons eers mekaar voordat ons iets vra. In 'n oomblik verstar sy. En besef sy is hierdie belangrike persoon wat in haar luukse motor hier stop. Sy is haastig want sy het 'n belangrike ding om te doen by 'n groot en belangrike maatskappy. En iemand leer haar 'n diep lewensles. Sy vertel hoe sy die motor net daar parkeer, uitspring en hulle toe hardloop en hulle aangryp en sê, ek is so ontsettend jammer. Sal julle my vergewe vir wat ek gedoen het?
'n mens kan soms so besig wees met dit wat jou passie is, of jou werk is, of wat jy voel jou roeping is, en jy so gefokus om dit te doen, dat die teenwoordig wees namens Christus, sy ambassadeur te wees in klein momente, wat skynbaar vir jou en my dalk nie belangrik is nie, maar in God se koninkryk wel belangrik is, dat ons dit dan misloop. En met Maria was dit presies dieselfde gewees. Maria het hierdie onbeskryflike stuk hartseer van gisteraand af, die kruisigingsnag. Haar verlosser vir wie sy so lief is dood. Daarom terwyl dit nog donker is, kom sy al by die graf aan, want daar's net een passie wat sy het. Ten minste kan sy die laaste eerbewys aan haar geliefde Jesus betoon, en dit is om sy liggaam net ordentlik te balsem, dat hy soos normaal begrawe kan word. Wanneer sy by die graf kom, is hy nie daar nie. En dit is 'n skok vir haar, want wie kan hierdie massiewe klip wegrol? Wie sou nou Christus se liggaam kom steel? Wie sal nou maak dat die laaste eer wat sy en ander mense wil betoon, nie kan gebeur nie? Dis die laaste ding wat sy verwag het. Sy stom geslaan. Die feit dat dit nog donker was die oggend toe sy daar aankom, sê iets van die passie, die oordrewe, ek kan nie meer wag dat ek net hierdie laaste eerbetoning bring, dat ek 'n stukkie troos vir hierdie onbeskryflike pyn in my hart kan bring nie. En sy hardloop na die disippels toe, en dis haar woorde. Die graf is leeg, iemand het hom weggevat, en ek weet nie waar hy begrawe is nie. Dis haar passie, dis haar hartseer, dis waarop sy nou fokus. En Petrus en Johannes hardloop terug na die graf toe, dis in die vers net voor hierdie wat ons gelees het. En wanneer hulle daar kom, kyk hulle albei in die graf in, en hulle sien, hier lê die kopdoek opgerol op sy plek, hier lê die lappe wat oor die liggaam gedraai is. En hulle besef die graf is leeg. En hulle keer terug na hulle kamertjie waar hulle wegkruip, wat gesluit is, want hulle is vreesagtig vir die Jode en wat nou kan gebeur. Maar nie Maria nie. Maria wil die liggaam vind. En hierdie teks sê dit telke male so duidelik, sy staan en sy is stikkend. Sy huil en huil en huil. En in hierdie traanbeloopte oë kyk sy weer in die graf in. En hier is 2 engele. En hulle praat met haar. Wat soek jy? Hoekom huil jy so? Maar Jesus is weg. Iemand het sy liggaam gevat. En ek weet nie waar dit is nie. Vir die enige moontlikheid om te dink, maar hoekom sou God engele stuur? Hemelse boodskappers om nou in die graf te sit. Hulle was nie net nou hier toe ek die eerste keer hier kom nie. Daar's niks van dit wat registreer by haar, maar hier's nou iets anders in die graf nie. Miskien moet ek net bietjie mooi dink wat gebeur hier. Haar fokus is net, ek soek net my Jesus se liggaam. Ek wil hom eer betoon deur 'n ordentlike bereiding vir sy liggaam. Wanneer sy nog so gebroke, 'n tweede keer het sy al gesê, maar Jesus se liggaam is weg, hy weet nie waar dit is nie, sy bewus van iemand agter haar. En die woord wat die teks gebruik is dat sy 'n vlugtige omkyk maak, en sy sien iemand daar staan, en sy dink dis die tuinopsigter wat daar is. En sy eerste vraag is dieselfde, mevrou, waarom huil jy? Maar Jesus bring dan 'n spesifieke vraag by, na wie soek jy? Wat is dit eintlik wat jou passie dryf, Maria? En al wat sy sê is, my Jesus se liggaam is weg en ek weet nie waar hy is nie. Het jy hom dalk gevat? As jy vir my net sê waar ek sal hom gaan haal, dis eintlik fisies onmoontlik vir 'n enkele vrou om Jesus se liggaam te kon dra, maar daai passie en ywer wat sy sê, ek sal hom gaan haal en hom bring, dat ons hom kan balsam en hom kan begrawe. En sy sê hierdie
passie gefokus, dis al wat ek soek. Alles wat rondom my gebeur is vlugtige waarnemings. Totdat sy haar naam hoor, en 'n stem en 'n manier wat net een iemand kon wees. Miriam. En sy besef, maar ek ken hierdie stem. En daarom is dit interessant dat die woord wat hier gebruik word vir omdraai is anders as die eerste een toe sy omgedraai en gedink het sy tuinier. Want daardie omdraai sê dis 'n vlugtige omkyk en 'n praat met die sogenaamde tuinier. Maar toe sy haar eie naam hoor en die stem van haar verlosser wat sy geken het op aarde, is hierdie woord wat hier gebruik word, die omdraai, is 'n omdraai en 'n toekeer tot iemand. Iets wat sy eintlik nog nie kan begryp net met haar in hierdie oomblik gebeur. Die Here vir wie sy so lief is, roep haar op haar naam. En daarom gee sy op haar eg persoonlike manier erkenning wie hy is, Rabboni, my leermeester, die God wie ek ken en wie ek gevolg het, wat my lewe verander het. En wanneer sy na Jesus keer, dan sekerlik soos die vrouens wat ons van lees in Matteus 28, val by sy voete neer, gryp sy voete vas, en dink ek het hom gevind. Hier is my Jesus nou. Dis nie 'n dooie liggaam nie, dis opgestane Here. En haar dankbaarheid en haar passie na oordrewe vasklem aan hom, is omdat sy onthou hoe dit was voor sy gered was. Sy onthou hoe dit was voordat hy 7 duiwels uit haar uitgedryf het en haar lewe splinternuut gemaak het. Sy onthou hoe leeg haar lewe was voordat die God van die hemele haar aangeraak het en 'n nuwe goddelike lewe na gebring het. Sy onthou dit. Dis hoekom sy hom van toe af gevolg het en vir hom lief het. Dis hoekom sy vanoggend hier wou wees om sy liggaam ten minste te balsem. Maar nou het iets gebeur. Hier staan die Here voor haar en sy klem hom met alles wat in haar binneste is. Die diep verlies waar sy so deur die nag en die oggend gehuil het, was die soeke na sy liggaam en nou het sy hom gevind. En in haar beklemming van hom is dit of sy dink, ek wil nooit weer nie Jesus beleef nie. Maar Jesus moet haar help ontdek iets van hierdie diepte van God se wysheid wat 'n mens eintlik nie kan begryp nie. Vir my en jou wat die Bybel leer ken het vanuit ons hede terugkyk, is dit eintlik maklik om oor die kruisiging en die opstanding te dink, maar vir mense wat gehoor het Jesus praat iets oor ek sal opstaan op die 3de dag, wie kan dit verstaan het? As jy dit nog nooit beleef het of van weet nie, hoe sal jy dit kan bedink? En daarom moet Jesus vir Maria begelei en haar help ontdek watter nuwe, aangrypende, wonderlike tyd het aangebreek in hierdie Paasverloop. Maria, moenie my meer vasklem nie. Ek is nie hier om vasgehou te word nie. Ek is die Here wat opgestaan het en 'n nuwe lewe gebring het. Maar ek is die voortgaande Here. Geliefdes, baie interessant, die werkwoord wat hier gebruik word wanneer Jesus met haar praat, het die betekenis as ek dit letterlik vertaal as die volgende. Maria, jy kan nie aanhou my vashou nie, want ek is die Here wat reeds opgevaar het en steeds opvarende is na my Vader toe. Wat hy vir haar probeer verduidelik, en ek hoop dat vanoggend dit vir ons ook net opnuut weer 'n besondere ontdekking sal wees, is van dat ek opgestaan het, is ek reeds op pad na my opvaart na my Vader toe. Ek het dit voorheen vir julle gesê, ek het dit in hoofstuk 14 van Johannes 14 gesê, dis vir julle goed dat ek moet gaan, want ek gaan die ander voorspraak vir julle stuur, van die Vader af. Maria, jy moet besef, hier is 'n nuwe fase wat aangebreek het. Ek bring die opstanningslewe.
My opstanding waarborg die nuwe lewe in God. Dit verkondig die oorwinning oor die sonde mag. Jy's vrygespreek. Ons dink terug aan Vrydag se hofsaak. Jy's 'n vrygespreekte mens. Maar ek herinner jou wat my boodskap was. Ek is op pad na my Vader toe. Daarom moet jou fokus skuif. Hierdie passie wat jy het om by my te wees, jy moet my voete laat gaan. Jy moet my loslaat. Ek is op pad na die hemeltroon toe. Jou lewensperspektief moet anders word, Maria. En dan begin hy en sê vra, dis die eerste goed wat jy moet besef. Ek is nie hier op aarde om nog vasgeklem te word nie. Ek is nou op pad. Maar so gaan jou lewe ook nou verander. En wanneer sy begin verstaan as sy vir haar verduidelik dat hy die opvarende Jesus is tot die finale dag met die hemelvaart, sê hy vir haar, hier is die boodskap wat jy ook vir die disippels moet gaan gee. En hoe aangrypend is dit as hy sê, gaan sê vir my broers. Geliefdes, daarin lê die boodskap van die opstanding wat radikaal anders en nuut is. Onthou u nog die woorde van Sagaria 3 wat ek Vrydag gelees het, waar Jesus vir Yeshua gesê, dat hy gewas is en skoon aangetrek is, jy sal toegang tot my hê, soos hierdie engele. Iets van daardie onversteurde, direkte persoonlike toegang tot God, om in sy heilige teenwoordigheid te wees. En as Jesus ons sy broer en suster noem, beteken dit dat 'n familieband tot stand gekom. Hierdie verbondsverbintenis wat God met ons het, wat ons nou in die Paastyd ontdek in die Paasboodskap, beteken dat daar niks meer tussen my en God staan nie. Vrygespreekte mense is mense wat volmaak gereinig is, soos 1 Johannes 1 vers 9 sê. Dis mense wat niks meer selfverwyte, skuldgevoelens het nie, want as God ons vergewe het, volledig en volmaak, dan moet ons dit vir onsself ook toestaan. Sodat ons besef wat dit beteken, om hierdie vrye toegang tot God te hê. Volgens die teks het gesê, julle het julle laat skoon was van julle sondes, julle is heiliges, julle is vrygespreektes. Daardie ondenkbare voorreg, om sonder enige terughoudendheid voor God te kom staan, nie op grond van myself nie, maar dit wat in daardie hofsaak Vrydag gebeur het. Die verlossing in God, die skoonmaak in God, die inwoning van die Heilige Gees. Dit maak dat ek met vrymoedigheid voor God kan kom staan en sê, Here, dankie vir 'n volmaakte intieme verhouding met U. Dis wat Jesus vir haar sê, gaan sê dit vir die disippels. Want geliefdes, julle het hier agterin die stasie gesien, onder andere die stasie met die hoenderhaan, nie? In daai bovertrek in vrees en angs het 'n Petrus wat sy God verloon het. En wanneer hy later hierdie selfde dag wat hy nou met Maria praat, daardie aand wanneer Jesus in daai vertrek inkom en vir hulle sê, vrede bring ek vir julle, my gees gee ek vir julle, moes Petrus hierdie opstandingsnuus ook verwerk soos Maria dit nou doen. Maak nie saak wat in jou verlede lê nie. My oorvloedige, oorspoelende liefde het jou volmaak rein gemaak. En daarom sê hy vir Maria, verstaan jy hoekom jy my nie meer kan vashou nie? Hierdie goeie nuus moet na mense toe gaan, die koninkryk moet gebou word, God moet verheerlik word, mense moet hierdie volheid van hierdie nuus hoor. Jy kan nie net aan my voete bly hang nie. Kom staan op, bring hierdie goeie nuus. Daar het soos die Paasfeesklokke oor die velde klink. Bevestig dit dan met die volgende woorde, sê Jesus vra. Sê vir hulle, my persoonlike Vader is ook nou julle Vader. Julle kan hom ook noem, ons Vader. Jy sien wat so mooi is, God bly die verskil tussen die verhouding wat Jesus met sy Vader het, is goddelik, is verhewe. Apart hou van hoe ons as mense ons verhoudings bou met hom. Jesus kan ons sê, is goddelike drie-eenheid. Is goddelike bloed. As mens so sou kon sê, hulle is een in wese,
maar ons is aangenome kinders. Ons is deur 'n hofsaak vrygekoop en ingebring in hierdie familie in. Maar ons het die voorreg om ook te sê, my Vader. En geliefdes, dit moet iets wees wat vanoggend in ons harte kom, diep lê. As jy vanoggend hier so sit en jy leef in angs of verlorenheid, of jy het 'n ontsettend diep eensaamheid, en dit voel vir jou of niemand of niks vir jou omgee nie, is die werklikheid van hierdie Paas-Sondagoggend se boodskap, dat ek en jy moet, soos hierdie laaste lied gesê het, in die arms vind ek liefde. Elkeen van ons wat hier sit, word deur God toegevou en is absoluut geliefd vir die Here. Die volgende ding wat hy vir Maria sê, en gaan sê vir hulle, my God is ook julle God. Daardeur bevestig Jesus die wonderlike nuus, dat ek en jy deel kry aan 'n goddelike lewe, wat geen mens ooit sou kon doen nie. Geliefdes, dink net daaraan. Toe God die mens oorspronklik geskep het in Genesis 1 en gesê het, kom ons maak die mens na ons beeld. En ons was soos God. Het ons hierdie volheid gehad. Maar deur die sondeval het ons dit alles verloor. Wat in die Paasnaweek eintlik gebeur is, dat dit wat God oorspronklik vir ons elkeen bedoel het, word nou 'n nuwe waarheid weer wat ons terugkry. Want as ons nou Jesus se bloedfamilie is, as God en ons Vader is, dan beteken ons deel in die nuwe lewe van God, hierdie opstandingslewe. En dit beteken die oomblik wanneer ek tot bekering kom, die oomblik wanneer ek my lewe aan God toewy, die oomblik wanneer ek sê my Vader, daardie oomblik wanneer die Gees in my bevestig dat ek God se kind is, soos Romeine 8 vers 16 sê. Daardie oomblik erf ek die ewige lewe, gelykstaand aan God se ewige lewe. Dit is mos ondenkbaar dat God ons daarmee sou beloon. Dat hy sonder mense so nuut kan skep dat ons aan iets wat eg goddelik is in sy karakter, dat ek en jy dit weer erf. Dit vir onsself kan toeëien. Dit is ondenkbaar. Dit is onbeskryflik groot en wonderlik. En dis wat hy vir Maria sê, verstaan jy, daar's goeie nuus, daar's 'n wondernuwe wêreld wat aan die stikkende mensdom bekend gemaak moet word. Daarom, los nou my voete, staan op, jy's 'n gesalfde nuwe mens in God. Maar die wêreld weet dit nog nie. Daarom gebruik ek jou. Jou toewyding skuif van die kry van my liggaam in my vashou, na 'n ontdekking van dit wat nuut is met die opstanding. Maar ook die bewussyn van, dis nie net vir myself bedoel nie. Dis nie net iets wat ek in my hart bære en voor God in verwondering sit nie. Dis 'n boodskap wat behalwe my persoonlike vernuwing, my uitstuur na 'n wêreld wat dit nodig het. En dit is die dimensie wat dan hier gebeur, wat sê, gaan sê dit vir die disippels. As hy hulle by hulle kom, dan vat hy hierdie hele gesprek wat Jesus met haar gehad het, in een sinnetjie saam. Ek het die Here gesien. En geliefdes, dis aangrypend, net soos die woord wat ek nou verduidelik het van omdraai, waar die eerstens net 'n vlugtige raaksien is tot ek draai om en ek wend my toe na Christus toe. Is die woord wat hier gebruik word in die laaste belydenis van Maria dieselfde. En dan sy het by die graf gekom en gesien dat dit leeg is. Sy het in die graf gekyk en gesien dat daar engele is. Dis 'n sekere woord wat hulle vir dit alles gebruik. Sy sien die tuinopsigter en dink dit's wie dit is. Maar wanneer sy voor die disippels kom en hierdie eerste vloedgolf van getuienis begin, is die woord wat sy sê, ek het die Here gesien. Twee verskriklike belangrike woorde. Eerstens, die woordjie gesien is 'n ander woord wat hier gebruik word. En die woord wat hier gebruik word is soos iemand wat in 'n moment 'n geestelike openbaring het. Dis nie net 'n ooglike waarneming nie. Wat sy vir hulle sê is, iets het met my gebeur. Ek het 'n innerlike ontwaking gehad. Ek het die grootheid van God ontdek, waar dit eintlik gaan. Dit wat ek gejaag het gemaak dat ek 'n klomp goed misgesien het, maar die Here het voor my kom staan en hy het my binneste oë oopgebreek vir 'n godswêreld
wat ondenkbaar en onbeskryflik groot is, maar wat wonderbaarlik in my hart is. En geliefdes, ek dink dit is wat Paasviering vanoggend vir ons beteken. Dat ek en jy weer oor Paasfees dink, en dit nie maar net waarneem as iets wat ons al aan gewoond is nie. Asof dit nie ons lewens radikaal verander nie. Maar dat ek en jy vanmôre hier sal uitstap en in die soos 'n proses wat Maria gehad het, by 'n punt kom waar ons kan sê, daar het opnuut iets in my oopgebreek. Ek het met nuwe diep geestelike oë gekyk na die opstanding. Die eerstens wat dit vir my behoort te beteken vanmôre is dat ek het ontdek dat daar waarlik vergifnis is. Dat daar waarlik oorwinning is, want Jesus se opstanding is die beloning van sy gehoorsaamheid. En dis 'n bevestiging van die goddelike mag en krag oor die mag van sonde en dood. Dis 'n bevestiging dat die koninkryk van duisternis nooit God se koninkryk kan oorwin nie. Maar dis nie net iets wat ek hoor nie, dis ook iets wat vir my persoonlik toegeëien is. Ek het beleef dat God my duisternis verwyder het. Ek het beleef dat God se nuwe lewe in my ingekom het. Van daardie oomblik af weet ek dat ek die ewige lewe van God het. Ek wag nie eendag tot ek doodgaan om te sien wat gaan gebeur nie. Ek loop nie in twyfel nou nie. Ek weet, omdat my lewe aan Jesus oorgegee is, die opgestane Here, 'n deel van die pakket van seëninge is dat ek nou reeds weet ek het die ewige lewe. Al wat gaan gebeur is my liggaam gaan afsterf, maar my gees wat nou reeds lewendig is, gaan voortleef by God. En eendag by die wederkoms sal my liggaam weer opgewek word in 'n nuwe wonderbaarlike manier en sal ek vir ewig voortleef saam met God. Wat 'n groot feestelike waarheid is dit, wat Paasfees vir my beteken. Maar dit is ook meer as dit, is ook 'n bewussyn daarvan dat as Jesus sê ek is die opvarende, beteken dit hy wil vir ons herinner, hy gaan in die hemele op die troon langs die Vader sit en iets doen. Romeine 8:34, Hebreërs 7:25 sê Jesus het opgevaar in die hemel, hy sit in die regterhand van God die Vader waar hy vir ewig lewe en sonder ophou vir ons intree. Hier waar ek en jy die afgelope uur sit, is Jesus besig, al is hy die koning wat op die troon sit, om as te ware op sy knieë voor die Vader te staan vir my en jou saak. En dit sal beteken dat ek en jy, wanneer ons deur die dag, môre, oormôre is die werklikheid van die harde lewe weer begin, wanneer ek voel ek is eensaam, ek weet nie, niemand gee vir my om nie, ek voel alleen, ek weet nie wat om te doen nie, dan moet ons dalk soos die skryfster 'n oomblik hê van waarheid, of soos Maria 'n oomblik van waarheid, en net weer Paasfees sien. Ek het die Here. Die titel Here beteken die opgestane maghebber, die alleen besitter van my, wat alle mag en gesag oor my het. Want wanneer ek alleen is, of voel niemand gee om nie, of nie weet wat nou nie, is die sienmoment wat ek moet hê. Jesus hou nie op bid vir my in die hemele nie. Hoe onbeskryflik wonderlik is dit, dat die lewende God hom sal besig hou met elkeen van ons se unieke uitdagings. Met sy plan dat ek en jy in hierdie koninkryk iemand sal wees wat die opgestane Here se volheid uitleef, sodat ander mense kan hoop hê. Maar dis nie net Christus op die troon wat vir my en jou bly bid elke oomblik nie. Romeine 8:16 sê dat die Heilige Gees wat binne in my is, sonder ophou, dis interessant om hierdie woorde raak te sien in die werkwoord, sonder ophou tot my gees getuig dat ek God se kind is. Dis is mos nie moontlik om mense terme te kan beskryf hoe groot en goed is hierdie genade van God nie. Dit beteken dat elkeen van ons vanoggend absoluut uniek geliefd moet voel. Dat ons elke oomblik, vanoggend en elke deel van die week vorentoe, die sekerheid het van die ewige lewe. Die opstandingskrag van Christus in ons het. Die weet het dat hy vir my bly bid, dat daar die liefde van die Vader tasbaar in my lewe is. In my gees hoor hoe die gees nie moeg word om my te herinner wie ek is nie, ek is 'n kind van God.
En daarom kan ek alle hartseer uitdagings wat daar ook al is, op 'n ander manier hanteer. En soos wat die Here vir Maria moes leer om hom te los en te begin deelneem aan die groot koninkrykswerk, dat ek en jy binne ons gesinne, binne ons werkruimtes, binne die mense wat ek se paaie kruis, mense iets ontdek van, jy het iets wat ek nie het nie. Vertel my, wat is dit? My broer en suster, mag dit vanoggend vir elkeen van ons so wees, dat ons nou, as ons tyd vir stil gebed het, vir die Here kan sê, Here, ek het U gesien. U het 'n openbaring in my hart gebring, waaruit ek opnuut moet lewe. Die Paasfeeswaarhede moet nie meer alledaags wees in my lewe nie. Dit moet 'n roepende werklikheid wees, waar ek ook al my voet neersit. Kom ons elkeen gebruik dan hierdie tyd, in wat ook al op jou hart lê, om dit voor die Here te bring. Aanbiddelike Vader, ons kniel voor U neer en ons lig ons hande op as 'n teken van eerbetoning aan U. Dis 'n hartlike erkenning, Vader, dat die liefde wat uit U hart kom vir die mens ondenkbaar groot is. Ons begrip kan dit nie vashou nie. Maar dit wat U woord ons leer en deur die Gees in ons hart bevestig word, het ons aanvaar, Here. Ons is net verstom en verwondering vir U Vaderhart vir ons elkeen. Dankie vir die voorreg dat nie een van ons vanoggend hoef te dink, ek was te sondig, ek was te dit of te dat nie. U het ons lief gehad soos ons is, en het ons nuut gemaak, en ons die kinders laat noem. Jesus Christus, ons aanbid U, U wat die heilige God is, dat U saam met die Vader en die Gees die gebrokenheid van ons mense gesien het, en U deel was van die wysheid om te besef, net God kan ons red. Dankie dat U bereid was om die godstitel, die Christus, die Messias te aanvaar. Dat U bereid was om die gestuurde en gesalfde van God te word, wat na die aarde gekom het om ons te red. Ons eer U vir die duurste losprys wat ooit betaal is.
Dit ter wille van my en elkeen van ons. Maar ons aanbid U vanmôre as die opgestane God, wat op die troon sit en wat heers en mag het. En ons eer U omdat ons in hierdie nuwe lewe, die Godslewe kan deel, dat ons in die opstandingskrag deel, dat ons deel is van die koninkryk. En dat terwyl ons hier op aarde is, U liefde nie ophou nie, maar U kniel liefde by die troon, waar U elke oomblik vir elkeen van ons bid. Here, ons bære dit diep in ons hart, ons kan nie eintlik dink dat dit so kan wees nie, maar dis wat die woord ons leer, en ons vereer U vanoggend as die opgestane Christus daarvoor. Heilige Gees, ons aanbid U. Dis U wat met U bediening kom en ons wys dat ons verlore is, maar met die doel om ons dan te bring na Christus, waar ons verlossing lê. Dis U wat ons skoon was met die bloed van Christus. Dis U wat in ons kom woon. Dis U wat nie kan ophou fluister in ons gees dat ons Gods familie geword het nie. Dis U wat nie kan ophou om ons te begelei elke dag om dan soos Gods familie te leef nie, om opstandingsmense te wees. En daarom wil ons vanoggend kies, Here, wat dit ook al is wat nog in ons harte lê, of ons getwyfel het oor die ewige lewe, of ons dit het of nie, of het is dat ons nog skuldgevoelens oor ons verlede het, of het is dat ons behep geraak het met ons eie alleenheid, en dat ons nie genoeg liefde van ander mense kry nie, dat ons vanoggend net kan sê, Here, ek laat al hierdie dinge gaan, en deurdrenk my met U liefde. As ons dink ons het nie 'n doel waarvoor ons hier bestaan nie, Here, het ons weet, maar ons is hier in die koninkryk. Ons het die beste nuus om te verkondig. Ons bid dat hierdie Paasoggend ons inspireer om dit te deel met die wêreld, sodat ons U eer, Here, en U koninkryk bou, vir solank ons nog hier is. Dankie dat ons môre dit vir mekaar kan toebid, Here, dat ons geseënde en heel mense kan wees. Met borrelende harte, geïnspireer deur die grootheid van God se wonderwerke. Alle eer kom U toe, Here. Amen.